Right, kom ons praat 'n bietjie vanaand. Lisel het gisterand of nie gisterand nie, sy het verlede keer 'n woord gelos wat my nou 'n bietjie getrigger het. Sy het die woord gesê vreesloos. Nou, sy was nou nie die eerste persoon wat dit genoem het in die afgelope tyd. Het ek hierdie woord 'n hele paar keer gehoor, fearless, vreesloos. En hierdie week het hierdie woord nou so 'n bietjie in my kop gedraai en ek het bietjie met Marius gekonsulteer een oggend 3 uur die oggend. Toe vra ek nou vir hom wat het sy vrou bedoel met vreesloos. Toe sê hy dat na 40 jaar se getroude lewe kom hy agter sy's nie meer bang vir hom nie. Jy weet. So Dis slaan terug. ja, sy begin nou terugslaan. Sy wag tot hy in die stort is, dan slaat sy vir hom en onder 'n koue stort dat dit nie blou merke wys nie. Um, ja, dit is daarom nou nie die hele waarheid nie, maar jy kan met hom praat om die hele waarheid te hoor omtrent dit. Alright, ons praat 'n bietjie vanaand oor vreesloos. En die ander woord wat by my gedraai het is die ander V en dis valleie, valleys. Ons gaan deur sekere valleie in ons lewe. En ek dink ons moet vanaand afskop om net te vra, kan 'n mens regtig vreesloos wees? Ek sien die mense, veral die mans skeer al hulle hare af en dan sê hulle het nie 'n bang haar op hulle kop nie. Um kan 'n mens werklik vreesloos wees? Lisel, jy wat begin het met hierdie hele storie, wat sê jy? Kan 'n mens vreesloos wees? Ek dink ons moet wees want die Here is aan ons kant, maar omdat ons mense is dit moeilik soms want die omstandighede oorweldig ons soms. Hmm. Rina, hoe voel jy? Kan 'n mens fearless wees? Um, ek sal sê wat my aanbetref is soos ek met die eerste met ek 'n internis sien. Ja, ek weet daar is sekere dinge wat hulle moet na kyk. So ek is nie vreesagtig oor dit nie, maar tog het dit my so bietjie net so bietjie getop en nou dink jy wat moet jy doen om dit reg te maak voordat jy daar kom, maar jy's nie bang nie want whatever die Here op jou pad gaan sit, weet jy, hy gaan die pad met jou stap, hy gaan by jou wees, hy gaan in die middel van dit wees. Jy moet net op hom vertrou in hierdie tyd. Ek hou daarvan wat jy sê. Was Jesus bang geweest? Hy was beangs. Ja. Hy het gesweet. Ja. Kan ons geloof hê sonder vrees? Ja. Geloof sonder vrees. Is dit 'n triekie vraag, Lisel? Kan 'n mens geloof hê sonder vrees? Ja, baie mense sê baie keer as jy nie wat bekommernis is gelyk aan nie glo nie. Maar ek weet nie of jy dieselfde is met vrees nie. Ek dink jy kan vrees. Okay, ons weet vrees word oorwin deur geloof. Jy weet, dis die twee verskillende pole. Die een kant vrees ons en hoe oorwin ons die vrees deur te glo. Maar as ons nie gevrees het nie, hoef ons nie te geglo het nie. Ja, dis So daar is 'n dis half 'n verband, al is hulle twee uiteenlopende pole. Waarvoor is jy bang? Salome, waarvoor is jy bang? Dit is nogal interessant. Ek het daaraan gedink toe ek op pad is huis toe van die kerk af en dan dink ek hoef vir niks bang te wees nie, maar ek is bang want ek hoef nie te wees nie, maar ek is. En dan het ek nou hierdie ding. En dan dink ek, okay, ek moet nou so baie goed eintlik, maar ek hoef nie bang te wees nie. So dit is ja, ek het die hele tyd so gedink terwyl ek so stap. Kry 'n mens goeie vrees? Byvoorbeeld, die vrees van God. Wat is die vrees van God? Ek vrees God. Die Bybel praat baie in psalms, veral in die ou vertaling,
praat hy van jy moet God vrees. Wat beteken dit? Om respek te hê vir die Here, om te weet hy is die Allerhoogste. In hierdie geselsie wil ek hê ons moet so 'n bietjie oor hierdie goed dink wat ons nou gesê het. Maar kom ons kom by die ysbreker, Salome. Wat sê jy vir 'n persoon? John hulle het 'n geval, was dit Vrydag of Saterdag aan John? Saterdagmiddag. Ja, Saterdagmiddag aand. Saterdagmiddag, ouers, wat sê jy vir ouers na hulle kinders, het hy 'n poging of was hy suksesvol in die selfdood? Ja. Was hy Sukses. suksesvol? Wat sê jy vir mense as jy op die toneel kom en hulle kinders het dis nou 'n erge situasie. Jy kan by ons ons kan 'n voorbeeld gebruik. 'n Persoon is gediagnoseer met kanker en hy lê in die hospitaal. Wat sê jy vir daardie persoon wat deur hierdie erge trauma gaan? En John, Rina, ek gaan nie nou dat julle sien nie, want julle moet sê wat het julle gesê daarso. Ek gaan by meneer en begin. Marius, wat sou jy sê as jy in so 'n situasie is? Wat sê jy vir 'n persoon? Man, as my pa was, het hy gesê, kom ons skink 'n dop. Ons praat oor ding. Nee, ek speel. Nee, ek dink ek bly net stil. Ek sal 'n drukkie gaan gee en net sê ons is hartseer saam met jou. Maar nie uitweg of ons begin eers stil. Lisel, wat sou jy gesê het? Ja, ek stem saam, want in daai, wat ook al dit is daar nie eintlik woorde wat dit beter gaan maak nie. En ek het nou al geleer dat mense sê baie keer goed en dan hoor jy later, dit het eintlik seerder gemaak as wat jy net so stil bly. So, in my geval sal ek ook sê, wees net daar vir die persoon en moenie te veel sê nie. Ons gaan 'n bietjie volgende week meer hieroor gesels wanneer 'n persoon slegte nuus kry. Ek moet net nie sê liewe Jesus het die mooiste blommetjie gepluk nie. Salome, wat sal jy gesê het? Ek stem saam. Om daar te wees is die meeste woorde wat jy kan gebruik, is daai teenwoordigheid van jou na omgee. Ek dink dit is wat daai persoon die meeste gaan waardeer, is die feit dat jy daar is en daardie vertroosting kan gee met jou teenwoordigheid, want woorde gaan in elk geval niks beteken nie, al as jy vir iemand nou goed sê, soos het gaan beter word of wat ook al, ek weet nie. Maar nee, dink om stil te bly in jou teenwoordigheid, as daai persoon hang af hoe naby jy aan daai persoon is, om daai persoon by hom te sit, langs hom te sit selfs en sy hand vas te hou of sy vas te hou, wat ook al die situasie is, maar die teenwoordigheid, sal ek sê die meeste. Estel? Ek stem saam met Salome, die daar wees. Net te sê, weet jy wat, maak nie saak wat jy nodig het nie, ek is daar vir jou. As jy wil praat, ek is daar, as jy net jou teenwoordigheid om daar te wees vir iemand, beteken baie. Dan nie alleenig deur daai situasie gaan nie. Wat sê Rina? Dis 100% waar, het jy ons kursus bygewoon. Jou absolute teenwoordigheid om net daar te wees met die om sinseer te wees en opreg te wees en net daar te wees. Want ons is ook geleer, bly net stil. As hulle vir jou vraag vra, ja, dan antwoord jy, maar anderste, ons Jenny en dis hoe ons Jesus se vrede na sien toe bring, is net om daar te wees. John, stem jy saam met jou vrou? Ja, 100%. En die ander ding wat baie belangrik is, nê, as jy so gevang is, moenie net inhardloop op die toneel nie. Moenie net instorm nie. Vat 10 minute
Daar's niks wat jy kan doen. Die persoon is oorlede. Maak nie saak of dit 'n motorkarongeluk of 'n suicide of iemand het te sterwe gekom van 'n siekte af. Dit help nie dat jy instorm dan. So bly net stil. Maak seker dat jy jouself inbid voordat jy in die toneel ingaan. Want die Here sal vir jou krag gee, die Heilige Gees sal presies sê wat jy moet doen en wat moet jy sê. Ek sluit aan wat by julle, of ek stem saam wat julle gesê het. Ek wil dalk net 'n stukkie bysê wat vir my baie belangrik is die afgelope tyd, is dat baie keer in so 'n situasie, dan wil mense half, weet hulle is dadelik geskok. Hulle is in 'n oomblik van skok en woede. Gewoonlik is dit woede ook, soos jy gesê het, daai pa 'n uur lank gevloek. Dan sal mense na my toe kom en sê, maar hoekom het die Here dit gedoen? Hoekom het die Here dit toegelaat? 100%. En 'n mens moet versigtig wees, en ek het dit met myself aangeleer. Ek sal dit nou nie vir hulle sê nie, maar ek sê dit heeltyd vir myself. Louis, jy is nie God nie. Ek weet nie. Ek weet nie hoekom gebeur slegte dinge met gelowige mense nie. Ek het nie daai antwoord nie. En ons moet pasop om maar net 'n klise te sê en probeer om maar nou net iets te sê. En ek hou van wat julle gedagtegang is om maar net iets te sê. Jy weet, dis die Here se wil of wat ook al. Maar jy's nie God nie. As julle my reg verstaan. Moenie probeer God speel en antwoorde gee vir dit wat gebeur het nie. Alright, maar kom ons kyk wat sê die Bybel, Rina. Voordat jy aangaan, net op daai toneel van gister. Ek is vanmiddag gaga net na kerk. Vanmiddag is ek gaga na die ma en die pa toe wat die kind oorlede is, né? Om net te gaan sien hoe gaan dit met hulle. En net vir hulle ek en Rina se telefoonnommers vir hulle te gee, sodat as hulle wil praat, kan hulle praat. My maat, daai opvolg is baie belangrik. Dit was 'n ander persoon daar, so daai ou, toe ek uit die kar uitklim, toe storm hy op my. Hy word 'n steunpilaar, né? Ja, en hy hou my so vas, né, dat hy my amper, ek kon amper nie meer asemhaal nie, so vas het, en hy het net begin om te huil. Ek dink, en ek sê dit nou met 'n tong in my kies, as iemand met my bel en my sê kom praat met my man of kom praat met my kinders, hulle is dronk. Ek sal daar gaan staan, maar ek gaan nie praat nie. Môreoggend sal ek met die kinders praat, jy verstaan. Ek moet versigtig wees in daai oomblik, in daai toestand. Jy sê te veel goed en mense onthou daai goed. Jy weet, yes, ek stem 100%. Kom ons kyk wat sê die Bybel, 2 Timoteus 1 vers 7. Rina, Salome, sal jy hom vir ons in die Engels ook kry asseblief? 2 Timoteus 1 vers 7. Nee, 2 Timoteus. 2 Timothy 1:7. Ja. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Kyk, waar kom vrees vandaan? Het Adam en Eva vrees ervaar? Nee. Voor die sonde het hulle glad nie vrees ervaar nie, Marius? Ja, toe hulle klaar stout was, het hulle vrees ervaar. Daai van die kennis van goed en kwaad, toe het hulle die kwaad ervaar. Ja, So in die perfekte verhouding met God is daar nie vrees nie, behalwe respek. Ons moet net vrees en respek het ons nou oor gesels. So in die perfekte verhouding met God is daar nie vrees nie. Maar sonde veroorsaak dat ons bang word. Hulle het weggekruip. Hulle is bang. Waar kom vrees nog vandaan? Ek dink is 1 Petrus 5 vers 8 sê die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. So 'n leeu wat brul, hoekom brul 'n leeu?
Ons was nou rukkie gelede in die Wildtuin gewees en Estella was saam gewees en 'n leeu se brul kan jy 15 km ver hoor. 'n man se stem dra nie 15 km ver nie. Ek het nou niks gesê van die ander geslag nie, né? Maar 'n man se stem dra nie 15 km ver nie, behalwe 'n leeu. As 'n leeu brul kan jy hom 15, maar as hy brul, dan dan sê maar net dankbaar jy's in 'n huis of in 'n motor. Jy is nie nou iewers in die veld waar jy jou kan uitreik nie. So vrees se oorsprong is van die vyand af. En hy wil vrees hê en jy moet bang wees. Okay, maar hier's iets interessants. Salome, gee vir ons hom in die Engels asseblief. Watter Engelse vertaling het jy? Kan die Amplified gee? Is reg? For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Wat is 'n gees van timidity? John, wat is die regte uitspraak? Dis placid, dis rustig, Ja, basies tranquility. kalm en rustigheid. Okay. Dit beteken jou selfvertroue. So as jy vrees, verloor jy selfvertroue. Jy gaan kruip weg. Adam en Eva het gaan wegkruip. As dan nog iets in die vers uit 2 Timoteus 1 vers 7, iets wat vir julle uitstaan. Iets wat vir my uitstaan, ek het al baie keer oor hierdie vers gepreek ook, is dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Dit wil vir my voorkom of vrees 'n gees is. Ek Of kry is 'n paar die- kopnikke. Of is die gees Marius? dis die gees wat dalk bang word, of jou gees wat dalk bang word. Iets beïnvloed jou gees. Jy weet, dis iets beïnvloed jou gees, ja. Ek dink ook kennis verdryf ook vrees. Hoe meer jy weet van God en saam met God loop, hoe beter is jou redenasie vermoë om daai vrees te oorkom. En dit sluit aan by my volgende gedagte, Marius, is dat hoe oorwin ek vrees? Ek het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie, maar ek het ontvang krag, liefde en selfbeheersing. So dit kom by kennis. Ek besef dat greater is he that's in me, that's he's in the world. Ja, ek is bang, maar God is groter as die vrees. Ek besef dat God het my lief en die liefde dryf die vrees na buite. En daarom kan ek 'n sound mind hê, ek kan selfbeheersing aan die dag lê. Goed, dis 'n pragtige vers, 2 Timoteus 1 vers 7. God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Maar vanaand wil ek hê ons moet so 'n bietjie stil staan by die 40 minute wat oor is by valleie. Nou, in die Bybel is daar 'n paar plekke wat hy praat van valleie. En 'n vallei, jy verstaan, baie keer as ons iemand na die Here toe lei, dan klink dit vir ons altyd, dit gaan die wonderlikste tyd wees in hulle lewe. En ja, dit is jou verhouding met God is herstel, maar baie keer slegte goed gebeur met gelowige mense. En valleie, as mens lees van 'n dal of 'n vallei, was dit altyd waar daar 'n veldslag was, waar daar 'n oorlog was, waar 'n moeilike tyd in 'n mens se lewe is. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel, die stel Psalm 84 vers 5 tot 10. Psalm 84 vers 5 tot 10. Kan jy my hoor, stel? Okay, lyk my as dit vir stel verloor sy ontvang ons nie. Okay, Salome, wil jy vir ons lees asseblief?
Wag, kom die stel nou deel. Ekskuus, kom die stel Sorry, deel. daar kom ek nou. Okay. Wel geluksalig is een in die huis. Hulle prys u gedurig. Wel geluksalig is die mens wie se sterkte in u is en wie se hart die gebaande wee is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Dankie, stel. Lisel, vers 7, hoe lees vers 7 daar in jou vertaling? Gaan hulle deur 'n droë vallei, word dit omskep tot 'n fonteinedal. Vroeë reëns bring vir hulle seëninge. Daai, ek dink as die 2020 vertaling, het een van julle die 2020 vertaling? Vers 7, Ja, ek het. lees hom Lisel. Trek hulle deur die Baka-vallei, maak hulle daarvan 'n landskap ryk aan fonteine. Die vroeë reën maak dit selfs vol waterpoele. Kyk, kom ons praat bietjie oor die Baka. Die ou vertaling en die meeste vertalings praat van 'n droë vallei. Wat is die Baka vallei? En ek is nie slim nie, ek het maar die week so 'n bietjie navorsing gedoen. Baka vallei was op pad na Jerusalem toe. Hierdie hele gedeelte wat ons vanaand gelees het, Psalm 84, is mense wat opgaan na die huis van die Here om te aanbid. Dis 'n pelgrimstog. Nou, ons weet ons is op pad hemel toe. Weet ons dit? Ja, jippie. Is julle alkeen seker julle gaan hemel toe? As julle R100 oorbetaal op my rekening, dan kan ek reël dat julle hemel toe gaan. Okay, nee. Ons het daai sekerheid, ons is kinders van die Here en ons is op pad hemel toe. So ons is op 'n pelgrimstog. Maar daar is 'n vallei wat elkeen van ons op 'n stadium deurgaan. 'n Baka vallei. Nou Baka is die twee oos, dis die onbekende. Ek weet nie of John môre deur 'n Baka gaan nie. Saterdagoggend het daai pa of daai ouers nie geweet wat gaan Saterdag aand gebeur nie. 'n Onbekende wat voorlê. Niemand is voorberei daaroor nie. En Baka, die vallei Baka beteken ook onsekerheid. Dit skep onsekerheid. En as jy in die nag in die bed lê en daar's 'n geluid wat anders te klink, daai onsekerheid bring vrees. Nou, terwyl ek so voorberei het, dink ek in my lewe was ek so 3 keer deur groot Bakas. Jy weet waar ek dink met my ouers se egskeiding was die eerste keer as 'n kind waar ek deur 'n Baka gegaan het. Met Ina se siekte, en ander goed wat gebeur het in ons lewens, was daar Bakas gewees. En baie keer gaan ons net deur 'n ou klein Baka. Jy weet, 'n brief van die ontvanger van die inkomste of 'n weet 'n spoedkaartjie of dis klein Bakas. Maar daar kom 'n tyd wanneer ons deur 'n Baka gaan. Nou wie gaan deur 'n Baka? Mense wat sonde in hulle lewe het, gaan deur 'n Baka. Nie net. Ja, want almal het sonde. Wat sê Salome? Nie net nie. Ons almal. Okay, kom ons kyk wat sê vers 5. Stel, wat sê vers 5? Lees hom weer vir ons. Wie gaan deur 'n Baka? Arina, lees hom vir ons. Stel sukkel 'n bietjie daar met die opvangs. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Dis mense wat in die huis van die Here wys. Wie is hulle? Wie is hulle? Hulle eet skille. Wie is hulle? Ons. En dis die eerste punt wat ons vanaand vir mekaar moet sê, is dat nie een van ons is vrygestel
van valleie nie. Nie een van ons is vrygestel van 'n baka nie. Maar hier is die mooi maar. Daar's 'n belofte as jy deur 'n baka gaan, vers 7 en 8, Rina. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Hey, hier is die belofte. God verander die droë land in fonteine. En miskien is jy vanaand op 'n plek waar jy deur 'n baka gaan. God verander dit. God verander dit in 'n fontein. En miskien wat jy laas jaar deur 'n baka gegaan en vanaand kan jy getuig, die Here het my daardeur gedra. Miskien gaan jy môre deur 'n baka. Dan moet jy daai sekerheid hê. Dis nie omdat ek iets verkeerd gedoen het nie. Ek het net daai sekerheid. Ek sal hier deur gaan. OK, iemand iets sê oor baka. Wie wil nog iets sê oor baka? Salome, jy mag ook praat. Ek het 'n nuwe woord geleer, baie dankie. Ek moet net nie 'n hond noem baka nie. Alright. So die eerste ding van 'n vallei wat ons moet onthou is, jy is nie die enigste wat deur 'n vallei gaan nie. Gelowiges gaan deur 'n vallei. En moenie laat die duiwel vir jou vertel, dis om 'n sonde in jou lewe is dat jy deur 'n vallei gaan nie. Ja. Gelowiges, kinders van die Here, gaan deur 'n vallei. Kyk, kom ons kyk na die baie bekende Psalm, dis die volgende vallei. Psalm 23 vers 4, Lisel. Wanneer ek loop in 'n baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en U staf beskerm en ondersteun my. Right, die Afrikaans kan ons in die ou vertaling sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, sal ek nie Al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, ek sal nie onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. Right, Lisel se vertaling leer vir ons iets anderste. Die doodskade wee is wanneer die herder geloop het en daar was donker gedeeltes. Julle ken daai donker gedeeltes. Dis gewoonlik in 'n kloof. Dis wanneer die wilde diere die skaap aanval, want voorloop die herder, maar ek loop hier agter, nou kan die leeu op my spring of die wat kan nie op my spring. Ek loop agter, ek voel alleen. Wat se belofte is in Psalm 23 vers 4? Wat se belofte is daar vir ons? As ons deur die vallei van die doodskade weer gaan. Jy word met veiligheid gelei. Ja, Word met veiligheid gelei. Die Here vertroos ons. Die Here vertroos ons. Weet julle wat is vir my die belangrikste? God is daar. Waar is God as ek deur die vallei van baka gaan? Waar is God as ek deur die vallei van die doodskade weer gaan? God is daar. God is daar. Salome, kry vir ons asseblief Matteus 28 vers 20. Hierdie vers is vir my, dis seker die laaste woorde wat Jesus met sy disippels gepraat het. Matteus 28:20. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. God laat jou nie alleen nie. Al gaan jy deur die dal van doodskade weer, God is nog steeds daar saam met jou. Ek ry nou die dag deur die Wildtuin en daar's mense wat aan die paaie werk. Toe dink ek, yes, ons moet bietjie die munisipale werkers hierso kry dat hulle die potholes in die Wildtuin kom regmaak. Eers like ek sal stamp en kyk die hele tyd. Ek sal nie eers weet wanneer kom die leeu, wanneer kom die luiper. En maar daar staan 'n ou met 'n geweer en daar onder die boom staan hy, jy verstaan.
Maar 30 meter verder werk hierdie ouens en hulle maak die pad reg. Toe dink ek, "Sjoe, ek weet nie of ek hierdie pad sal ry klim." Jy weet, en dan hang daai geweer ook sommer net hier agter hom, jy weet, en ek sien die magasyne so met 'n stuk lyk soos masking tape toegedraai. Dink ek, "Shit." Alright. As die leeu kom, dink ek hy spring die eerste in die kar. Maar alright. Uh Ons in God die is nie boog. soos God is nie soos daai ou nie. Hy loop voor. Hy's die goeie herder wat voorloop. Right. Enige opmerkings oor Psalm 23 vers 4? As jy vanaand vrees het, kan jy sê ek is vreesloos, want God stap die pad saam met my. Vir die eerste een is, daar's nie sonde in jou lewe nie. Almal gaan deur 'n vallei. Die tweede een is, as ek deur 'n vallei gaan, God is saam met my. Kom ons kyk wat sê Esegiel. Esegiel 37 vers 1 tot 4. Salome. En die hand van die Here was op my en hy, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. En my eerste vraag op hierdie een wat ek eers moet by stil staan, wie het Esegiel na die vallei toe uitgelei? Mense. Die gees van die Here. Die gees van die Here. As jy deur 'n vallei gaan, dan voel 'n mens baie keer, ja, dis dalk iets wat ek verkeerd gedoen het, dis die duiwel wat my uitlei. Ensovoorts. Maar hier is duidelik die gees het Esegiel gevat en in hierdie vallei gesit. Wie het Jesus in die woestyn ingelei? Die duiwel. Nee, hy het Jesus versoek in die woestyn. Ja, versoek in die woestyn. Ek dink is Lukas 4 vers 1 en die gees het hom in die woestyn ingevat. En wie het die Israeliete deur die woestyn gevat? Wie het hulle laat hulle die woestynpad loop? God. Wat? Okay, julle is nou baie stil. Wat is ek besig om nou julle oortuigings en sieninge so bietjie te mekaar te krap? So as dit sleg gaan met jou, onthou net een ding, jy's mens. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. John, word net sondaar siek. Nee, glad nie. Tot gelowiges kry varkgriep, kan jy glo? Die heidense siekte, varkgriep. Ja. Tot gelowiges kry dit. Praat 'n bietjie met my. Dink julle dis die mensdom se algemene neiging as ek deur 'n vallei gaan, dis my skuld of dis die duiwel se skuld of so nie? Ek dink dit is maar 'n natuurlike ding want as jy 'n hamer verkeerd slaan en jy slaan jouself raak, as dit 'n fout wat jy gemaak het en dan kry jy seer. As jy gewoonlik seer kry, is dit iets wat jy gedoen het wat nie volgens die wetenskaplike reël gegaan het nie. En ek dink as iets anders in jou lewe verkeerd loop, dan dink jy outomaties is iets wat jy verkeerd gedoen het wat daardie seer teweeggebring het. Stem 100% saam met jou, Maurice. Baie keer gaan ons in 'n flat spin. En as ons in 'n flat spin is, kan ons nie mooi dink nie. Dan verloor ons ons siening, ons verloor alles wat ons geleer het. En dan die enigste manier om reg te kom is om kalm te wees, om net te gaan stil sit en sê, Here, wat moet ek nou doen? Maar ons haal die Here uit die prentjie uit as ons in daai flat spin. Verseker.
Maar hier is die toets. As jy wil weet dat die Heilige Gees jou lei, dan sal hy jou lei na 'n biltong shop toe. Ek sal môre gaan. As jy as jy in 'n biltong shop ingaan, dan weet jy dis die Heilige Gees wat jou gelei het. Is dit nie so nie? Want as God jou lei, dan gaan dit altyd goed gaan. Ja. Wat het Esegiel hier gekry? Is dit 'n biltong shop wat hy gekry het? Wat het hy gekry? Droë bene. Ja. Die Bybel sê dit was sommer dorp, droë bene. En ek hoop die 10 sent stuk val vanaand nou. Ek kry mens nog 10 sent stukke. Ons moet seker nou praat van randstukke, val op die regte plek. As jy deur 'n vallei gaan, is dit baie keer die pad wat die Here wil hê jy moet loop. Gaan jy deur 'n vallei. En hy kry dorpbene, maar hier kom 'n ding en die Here sê vir hom, "Wat sien jy?" En toe vra die Here vir hom, ek dink is vers 3. Dink jy hierdie dorpbene kan weer lewendig word? Wat sê hy? Salome, wat het hy geantwoord toe die Here vir hom sê, "Dink jy hierdie dorpbene kan weer lewendig word?" Ek het net gesê, u weet dit. Nee. Nee, wat ook so vinsinnetjie vorentoe. Vers 3, lees vir ons vers 3 weer. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, u weet dit. Jy sien, baie keer is ons in die vallei, né? En die Here sê, ek gaan jou situasie verander. Ek kan hierdie situasie verander. Here, u weet dit. U weet dit. En wat sê vers 4, Salome? En hier is die geheim. Hier is die geheim. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorpbene, hoor die woord van die Here. Ek het 'n slim vriend wat in Sedgefield bly. Hy's baie slim. En hy sê in 'n sekere situasie, kyk na geleenthede. Nuwe geleenthede. Hier is ek nou op 'n ashoop, op 'n plek waar 'n klomp doodsbeendere lê. En die Here sê vir hom, kyk na hierdie beendere, dink jy dit kan weer lewendig word? En dan sê hy vir hom, profeteer oor hierdie beendere. Hier is die geheim. As jy in 'n vallei is, kyk vir nuwe geleenthede. Kyk vir nuwe geleenthede. Want dis in die vallei wat dit bietjie oop gaan hierbo en jy bietjie begin dink en begin luister wat die Here vir jou sê. Dink 'n bietjie. Dink 'n bietjie. Alraai, enigiets oor Esegiel wat iemand wil byvoeg? Rina, praat met ons oor Esegiel. Ja, dit is half, ek weet nie, as ek net doorbene om my sien, dit gaan, ek dink nie, ek dink is asof jou kop net toeslaan, soos John sê op daai oomblik. Maar dis hoekom ek sê, dis hoekom God altyd in die middel moet wees. Want die Heilige Gees sal jou attent maak om te fokus op ander dinge en uit te kyk vir ander dinge. Ek dink wat belangrik is Rina, is die stem van die Here. As jy in 'n dorpplek is, om te luister, nuwe geleenthede. Marius, ekskuus, jy wil ook iets sê? Ja, nuwe geleenthede, alle nuwe geleenthede is nie altyd 'n goeie ding nie. Maar geleenthede wat vrede in jou hart bring. Ek dink daai kan voorgegaan word. En 'n geleentheid wat sê jy gaan verskriklik ryk word, dis nie 'n vrede in die hart nie. Nee. Veral as hulle sê jy gaan vinnig ryk word. Ja. Marius,
Maar dis die waarheid. Dis die waarheid. Val dit het al met my gebeur, as jy in daai vallei is, dan sien 'n mens die eintlik, as 'n mens nou van praat van oop deure, die deur wat die Here vir jou oopgemaak het, sien jy dan eers raak, want andersins sou ek hom dalk nooit raak gesien het nie, as ek nie in die vallei was nie. Yes. Ek stem 100% saam met julle. Miskien is jy vanaand waar Esegiel was, tussen dor bene, tussen dooie bene. En ek wil eers praat oor die reuk nie. En jy kyk en jy sê, Here, wat het ek? Ek het dor bene. Dis die einde. En die Here sê, glo jy dat jou vallei kan verander? En as jy verder Esegiel 37 gaan lees, dan sien jy dat hierdie bene, daar het seëninge gekom en naderhand het daar asem gekom toe hy geblaas het oor dit. En God het hierdie vallei verander. God verander die ashoop in hoop. Hy verander die ashoop in hoop. Kom ons kyk na die volgende vallei. Ek is in Joshua 7 vers 22 tot 26, Rina. Die volgende vallei is die vallei van Agor. Nou, Joshua en die volk het uitgetrek teen Jerigo. Julle ken die gedeelte van Jerigo waar hulle om die mure geloop het, 5 keer om die mure geloop het en die mure het in mekaar geval. Onthou julle daai gedeelte? Ja, hulle het 7 keer omgeloop, man. Ek kan net sê. Ek weet julle is almal al so bietjie bejaard, so julle was nou al vaak en julle wil gaan slaap, maar bly by my. 7 keer en toe val hulle om en die Here se opdrag is tref dit met die banvloed. Dit beteken niks, niemand mag lewe nie, behalwe Rahab mag gelewe het en haar familie, maar verder moet almal doodgemaak word. Alles moet verbrand word, daar mag nie goed gevat word nie. En een van die manne, Achan, vat van die goud en hy vat van die silwer en hy gaan steek dit weg. Die volgende oorlog wat hulle uittrek is in Ai. Joshua stuur verspieders uit en die mense kom terug en sê, hulle is nie so groot soos Jerigo nie, ons kan net 3000 man stuur, hulle gaan vir ons Ai invat, hulle gaan Ai toe, hulle kry pak slaag, 36 manne gaan sterf, en hy kom terug en Joshua val op sy knie en sê, Here, het U my verlaat? Hoekom het U ons verlaat? U het ons so gehelp met Jerigo, maar Ai, en die Here sê, daar's iemand in jou midde wat ongehoorsaam was. Hulle het van hierdie goed gevat en weggesteek. En hulle het looitjies uitgegooi en dit het op Achan afgekom. Nou, wie het gesê, Rina gaan vir ons lees. Rina, wat het toe nou gebeur daarvan vers 22 af? Toe Joshua dan boodskappers stuur en hulle na die tent toe loop, lê dit daar begrawe in sy tent en die silwer daaronder. En hulle het dit uit die tent uitgehaal en dit na Joshua en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangesig van die Here uitgeskit. Daarop het Joshua en die hele Israel met hom saam Achan, die seun van Serach, geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf en die seuns en sy dogters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort het. En hulle het na die dal Agor gebring. En Joshua het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Here sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israel hom gestenig en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel wat tot vandag toe daar is. Toe het die Here hom afgewend van die gloed van sy toren. Daarom noem hulle daardie plek Dal Agor tot vandag toe. Agor, wat beteken Agor? Agor beteken, Lisel, wat sê jou laaste vers? Dit sê laagte van Agor. Agor. Okay. Die oorspronklike van Agor, het jy om Salome, wat sê die Amplified? Ons sê dis disaster. Valley of Disaster. Almal van ons loop om die valley van moeilikheid, disaster. Ons wil nie daarin betrokke raak nie.
En dan op 'n dag, dan is ons in hierdie vallei van trouble, van moeilikheid. En almal het altyd om dit geloop. Maar nou kom ons die Bybel en hy sê, Lisel, Hosea 2 vers 14 vir ons die volgende. Hosea. Ek sal daar haar wingerde aan haar teruggee, dan sal die Akor-vlakte verander in 'n deur van hoop. Daar sal sy weer myne word, soos lank gelede toe sy nog jonk was en ek haar uit slawerny in Egipte bevry het. God verander jou Agor vallei in hoop. Hy verander die ashoop in hoop. In die Ou Testament het dit gegaan oor die wet. Hier is ook 'n profesie op Jesus Christus. Hy het gekom en hy het die prys betaal. Dit wat dood was, het hy vir ons die lewe gebring. In hom het ons nou hoop en kan ons nou lewe. Maar vir ons daaglikse beteken dit ook, hy verander die dal van moeilikheid. Is daar weer wingerde. God verander jou Agor in hoop. Iemand van ons moet dit vanaand vat in sy lewe. Jou Agor verander in hoop. Praat met my oor hierdie vers. Dis basies van klippe word daar wingerde gemaak. Dit is weer soos 'n klip is hard en droog, maar tog drywe bring voort weer vrugte en voorspoedigheid, as ek dit so kan stel, en vloeistof. God kan jou situasie verander. Punt. Net hy kan. Jou vlakte of jou vallei word weer 'n vallei van hoop. As jy deur 'n vallei gaan, kan jy vreesloos wees, want aan die ander kant die vallei is weer die bergtop. In die vallei is daar 'n veldslag, maar op die bergtop gaan ons die veldslag vier. Ons het oorwin. Kom ons kom by die laaste vallei vanaand, en daar's baie in die Bybel, maar dis nie wat ek uitgesoek het. En dit is in 1 Samuel 17 vers 1 tot 4, Lisel. Die Filistynse troepe het saamgetrek vir oorlog. Hulle het by Soko en Juda bymekaar gekom en kamp opgeslaan by Efes Damim tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het in die vallei by die groot boomkamp opgeslaan en hulle vir die geveg teen die Filistyne gereed gemaak. Die Filistyne en die Israeliete het op 2 heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem. Daar was 'n vallei tussen hulle. Goliat, 'n uithalervegter van Gat, het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. 3 meter lank. 2 bergpunte met 'n vallei. In die vallei kan ons vrees of ons kan wen. 'n Vallei openbaar. It reveal. Hy openbaar wie jy is en wie ek is. En hy openbaar die belangrikste, wie is God. As jy deur 'n vallei gaan, kan jy twyfel of jy kan jou vertroue in God sit. Vreesloos vir my beteken vanaand, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, sal ek nie vrees nie, want God is daar. Ja, ek is bang. Ja,
Ek word ook 3 uur in die nag wakker. Ja, laasweek het ek ook een nag 3 uur die oggend gaan opstaan en gaan sit en haar voor en uit gekyk daar by die sitkamer. Ja, daar's ook goed wat my bekommernis maak. My bekommer. Vreesloos beteken vanaand vir my nie dat ek die feite misken nie, maar een ding besef ek vanaand. Die God wat ek kan bid is groter as die feite. En ek plaas my vertroue in hom. Kom ek vra vanaand die vraag. Dink julle Dawid was bang? Net versigtig. Versigtig, sê Marius. Hy het die regte klippe gaan kies. En net Hy het die versigtig regte. laat hy nie sy tone stamp nie. Maak nie saak wie en wat jy is nie. As die dood aan jou deur klop. Ja. Ja. Maar ons is vreesloos want ons glo in God. Fluit. My storie is uit. Ons gaan nou by die laaste versie kom. Maar kom ons gesels eers bietjie oor vanaand se gesels. Estel? Ja, ek het die stel verloor. John? Ja, soos jy sê, ons almal het vrees, maar wat is die teenoorgestelde van vrees? As jy deur daai vallei gegaan het, nee, en jy deur daai struggles gegaan. En hopelik leer jy van daardie stappie deur die vallei. Jy leer van daardie vrees sodat jy kan dit hanteer in die toekoms, maar dit kan ook verander van vrees na vreugde toe. Ja. Salome skryf dit neer. God verander jou vrees in vreugde. Great. Rina, iets wat jy wil byvoeg? Om altyd te onthou dat die Here is ook in die middel van die situasie. God is daar. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade wie, al gaan jy die eerste in die internis sien, jy gaan nie alleen nie. Ek weet John is daar om jou hand vas te hou, maar jy gaan nie alleen nie. God is daar. Salome? Ek stem saam met John, ek hou van dit. Hy verander my vrees in vreugde. Ek hou baie daarvan. Ag Lisel, lees vir ons Numeri 13 vers 33 asseblief. Ons het Enak se nageslag daar gesien. Hulle is reuse. Ons het voor hulle so sprinkane gelyk. Dit was die 10 verspieders. En ewe skielik hier kom Dawid en hy sê hele Israel, Juda, Benjamin, kyk, en daar staan die reus van 3 meter hoog. Die volgende hoofstuk hoofstuk 14 vers 6 tot 9 Lisel. Josua seun van Nun en Caleb seun van Jefune wat saam die land gaan verken het hulle klere geskeur. Hulle het vir die gemeenskap van die Israeliete gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n besondere mooi land. As die Here ons liefhet, sal hy ons in die land laat kom en dit vir ons gee. Dit is 'n baie vrugbare land. Moenie teen die Here in opstand kom nie. Moenie bang wees vir die mense van die land nie. Hulle is ons slagoffers, hulle het geen beskerming nie. Die Here is met ons, moenie bang wees nie. Die Here is met ons. Moenie bang wees nie. Marius. Ek dink op 'n bergtop sien mens altyd ver. Laat my dink aan as jy nou na jou toekoms kyk. Jy kan ver sien nie altyd al die detail nie. Maar in die vallei sien jy wat hier by jou is. Jy sien baie detail en jy voel baie meer vreugde of vrees, as ek dit so kan sê. En tog op die bergtoppe en in die vallei is waar God saam met jou is.
En op albei van hulle kan jy goed voel, maar partykeer is die vallei 'n bietjie vreesagtig, maar jy's nooit alleen nie. Nooit Daar's alleen. altyd iemand saam met jou daar. Stem saam. Paulus kom op die einde van sy bediening in Handelinge 20, Rina, Handelinge 20. Paulus is op die einde van sy bediening. En hy moet terug gaan Jerusalem toe en hy weet hulle gaan hom bietjie karnuffel daar in Jerusalem. Hy weet daar's 'n vallei van Baka wat voor lê. Hy het geweet daar's 'n vallei van die doodskade weer. Maar hy kom en skryf vers 24 en hierdie versie sê ek altyd vir myself. Handelinge 20 vers 24, Rina. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Solank daar nog werk vir my is hier op aarde, gaan julle nog hierdie gesiggie sien. En dit was Paulus se houding. Solank as wat die Here nog vir hom werk het hierso, maak nie saak wie en wat vir my voorlê nie. God sal my deurdra. Goed, kom ons kom by die gebedsversoeke. Ek wil vanaand sê ons kan vreesloos aanbeweeg, nie uit arrogansie uit nie, maar net die wete, ek vertrou God volkome. Stel, kan jy my nou hoor? Hallo, Nog. Kan jy my hoor? kan julle my hoor? Dan kan ons jou oor enige gebedsversoeke stel. Kan julle my Okay, jy's weer weggestel, maar is alright. John, enige gebedsversoeke van jou kant af? Yeah, I'd like to that we put Chantal Viljoen on the list. She had cancer and they did a full hysterectomy. She's still a young lady. She's just turned 40 years of age, and they did the hysterectomy, and she was out of hospital for 2 weeks when she was battling with very bad infections. And then they found out that they'd accidentally hurt her bladder. So she had to go back into hospital now so that they can fix that now. We were there with them today quickly, and yeah, she's not her bubbly spirit. She's depressed. Ons bid vir Chantal. Yes. Rina? Nee, alles reg behalwe die eerste. Ons bid vir die eerste. Ons glo ons glo God gaan daar wees. Dis die belangrikste. En aan die begin wat ek gewoonlik vir mense sê, in my krisis wat ek ervaar hier op aarde, veroorsaak nie 'n krisis in die hemel nie. God is nog steeds in beheer. Salome, iets van jou kant af? Ag joh, ja, kyk, Reinhardsplaas is nou groot. Ek is nou besig om die mense, die ouers wat nie betaal nie, se rekeninge reg te kry. En ek weet nie hoe om vir hulle te sê hulle moet betaal nie. Daar's van hulle wat 2 jaar laas betaal het en die ding is, die mense se harte is so mooi daar. Hulle gaan maar aan. Hulle kan nie beklei vir die geld nie. Hulle het nie tyd vir sulke goed nie. Hulle versorg die kinders daar maar hulle kan dit ook nie doen sonder geld nie. So die staf kry nie verhogings en hulle werk regtig hard en dis soos 'n sneeubal nou dat die ouers nie betaal nie. Van hulle is amper 300 000 agterstallig. Ja, so, net guns dat ons die ouers in die hande kry en van hulle se ouers is al oorlede en dan moet die sissies of die boeties betaal en hulle voel niks nie, niks. So asseblief, ek vra dat ons bid vir guns dat hulle gaan begin betaal. Ek gaan maar net vir hulle 'n mooi briefie stuur en vra asseblief betaal, maar
Ons kan nie meer doen, is dit nie. Ek weet nie wat om te doen nie. As jy kan tog nie vir 'n brief skryf, kom haal die persoon of wat ook al nie. Nee. Jy Nee. weet so ons bid dat God se guns saam met jou gaan beweeg op daai ene. Ja. Lisel, enigiets van jou kant af? Nee, dankie. Marius, wat 'n goeie raad wil jy vir Salome gee? Um dit was dieselfde situasie gewees hier by die Alzheimer's huis. Hier was 3 huise gewees. En ek dink 8 mense het betaal tussen die 3 huise. En op die einde het hulle alles afgeskaal net na een huis toe met net betaalmense, want dit die hele die hele noem dit maar besigheid. Dit het die hele besigheid eintlik afgebring. So alhoewel mense wil goed doen, bring dit die hele ander besigheid af vir die mense wat nie betaal nie. So miskien noem dit dan net in die brief dat die mense wel weet nie, ek sou maar so gesê het, gehaal moet kom word vir die wat nie kan betaal nie, want daar is geen ander mense wat vir hulle gaan sorg nie. En dit is maar is nie 'n lekker ding om te doen nie, maar jy op die einde verloor jy eintlik die hele besigheid net omdat jy goedhartig wil wees. En dit is nie waarvoor dit staan of ek glo nie. Ek praat nou maar uit die Alzheimer's huise se mond uit. Dis nie waarvoor die besigheid staan nie. Jy wil graag die mense help wat gehelp kan word. Miskien 1 of 2 of 3 dra, maar nie baie mense nie. Maar ja, Maar ons bid vir wysheid, Salome. Dis baie moeilik. Jy verstaan want per ongeluk die mensies wat daar is, dis nou nie hulle skuld nie. Dis nou maar die mense, jy weet, wat verantwoordelik is wat nie hulle verantwoordelikhede nakom nie. Ons bid vir wysheid, dis 'n baie moeilike een. Maar is enige ander gebedsversoeke? Ons hou vir Sandra in ons lys. Ja, ek wil net ek sien daar's nou weer 'n bietjie koue wat kom, maar het nou so 'n bietjie 'n paar druppels weer geval hierso van die reën. Dalk maar die ouens wat buite kan slaap of die wat nie boemelaars noodwendig nie, maar die ouens wat soos in shacks en so is, hulle goed is ook maar net daar dat hulle nie nat gereën word nie, maar dit bly maar koud binnekant. Laat hulle maar net veilig sal wees. Ja, en dan dink ek ons moet maar vir huwelike bid. Weet dis nou nie hierdie koue kom is dit nou verseker nie lus om buitekant te slaap nie, né? Ja, nee, definitief nie. Nou bid ons vir Wynand en Anita dat hulle gesond word, man. Eers laaitjie. Ons kan nie die siekte ons mense so plat trek nie. John, kan ek vir jou vra om vir ons af te sluit en vir hierdie versoeke te bid asseblief? Lord, we thank you for tonight, Lord. We thank you that you've spoken to each one of us individually tonight. And Lord, I pray for all these requests. And Lord, we pray that Vainant and Anita will supernaturally be healed because you are the healer, Lord. Amen. And Lord, we just think of all the people outside, Lord, that have got no more hope, Lord. They're walking through that valley, Lord. And before they can get to the other side of that valley, they give up. And Lord, please let their hearts and their eyes go open, Lord, so that they can see you and that they accept you. And they don't try and do their own thing, Lord. Hulle eie willetjie. Because it's not going to help. And Lord, as we go into this next week, please keep us safe, Lord. And Lord, we pray for Salome. We pray for that house, Lord. We know that funds will start coming in from other places as well, Lord, because you are in control of that house's situation or that home situation. And Lord, we thank you, we need you, and we love you. Amen. Amen. Waardeer vir jou, hoor. Dankie. Mag julle 'n lekker aand hê.
Hou julle self warm hierdie week. Ons Vader is op die troon. Lekker pizza eet. Ek wil net vir julle Yes. gou sê, Woensdag Yes. hierso is 'n lieflike dag. Dis 'n somerdag. Dis 12 en 24 op Woensdag hierso. Sjoe. Op Woensdag. Ja. Donderdag is dit 2 en 12. Ja, Op Vrydag is dit -3 en 10. Johnny, jy moet lief wees vir Rina, hoor. As jy vir iemand gewerk het, het ek nou vragtig verlof gesit vir Donderdag en Vrydag en net in die bed gebly. Nee, ek dink ons is albei lief vir electric blanket. Baie julle. Lekker weer. Bye. Lekker slaap. Die groete en liefde. Bye. Bye. Bye.